Kurt Coetzee is die stigter van Wealth Masters Club. Kurt, goeiemôre. Goeiemôre dan. Baie dankie. Lekker met jou te hê. Wat is hierdie Wealth Mastery System en hoe verskil dit nou van ander finansiële opleiding? Dit is 'n stelsel wat ek ontwikkel het in 1996 alreeds met die hulp van 'n baie slim regsgeleerde van Pretoria Universiteit. Ek mag nou nie sy naam noem nie, maar hy het my gehelp om 'n stelsel uit te werk waar volgens ons mense kan help om welvaart te skep met gespesialiseerde trusts. Ja. En welvaart wat kan oorgaan na elke generasie, die volgende generasie sonder enige koste of boedelkoste of iets van die aard. En ja, dit is in kort wat die Wealth Masters Club is. So ons leer nou gewone mense, of ons help gewone mense in die klub nou om hierdie metode uit te leef en hulle self hulle welvaart te bou. Nou, gewone mense werk baie keer baie hard. Ek meen, nog steeds kan hulle nie welvaart bou nie. Ja. So wat is die groot fout? Wat doen mense? Ja, dit is 'n mindset ding as ek nou die Engelse woord kan gebruik. So dit is ook iets wat ons ontwerk. Ek praat byvoorbeeld op baie geleenthede waar sulke mense is wat nou daar so ander redes. So waar ek 'n kans kry, probeer ek die ouens se gedagtes 'n bietjie verander. Ja. Dat hulle net 'n bietjie dink aan iets anders. Jy weet, ons het almal groot geword met die idee en wat ons by ons ouers kry is boedelbeplanning is die enigste ding, jy weet, in daai klasse nou. Nou dit het 'n plek, definitief. Maar mense verwar dit met welvaartskepping. En so om hard te werk, vir geld, vir kontant te werk, gaan jou nie ryk maak nie. Die punt is jy moet 'n punt bereik waar jy nie meer hoef te werk en meer geld maak as jy gewerk het. Nou, maar wat is daai praktiese dinge? Praktiese strategieë wat 'n ou kan implementeer om inkomste en welvaart dan oor tyd op te bou. Ja, jy sien dit gaan oor daai beginsel van veelvuldige inkomstestrome. Soos Warren Buffett sê, as jy nie veelvuldige inkomstestrome het nie, dan gaan jy dan is jy een salarischeck weg van van bankrotskap. So ons leer vir mense om hierdie dinge te skep. Maar nou moet jy onthou, die mense wat ons leer is nie almal sakemanne of iets van die aard nie of sakevroue nie. Daar's mense wat ook 'n gewone werker is. En hulle dink hierdie dinge is net vir ryk mense, tot ons vir hulle vertel hoe maklik dit is. So wat ons doen, net om 'n voorbeeld te gee, ons leer vir hulle hoe om intreevlak meentuise te koop, die huurder se geld te gebruik om die bank te betaal en dan die goed byvoorbeeld en die goed gereeld te herfinansier en nog te koop. Maar jy weet, jy voel nou absoluut, soos hulle sê, down. Jy's in hierdie ding vasgevang, jy kan nie vordering maak nie. Ek meen, wat is daai eerste stap? Daai eerste ding wat jy kan doen om uit hierdie gat uit te klim? Ja, die eerste ding wat ons doen is natuurlik iemand moet nou sit met een van ons spesialiste wat nou kyk na sy situasie. So die wil moet net eens daar wees. Dit moet iemand wees wat wil hoor. So as ons hom net daar kry en wanneer ons vir hom 'n voorbeeld gee, ek doen dit nou nie self nie, maar daar is nou geregistreerde finansiële ouens wat vir hom die regte advies gee in die klas goed. So hulle kyk na sy huidige opset in terme van sy kontantvloei en sulke dinge, sy bekostigbaarheid, sy kredietwaardigheid. Al daai goed word nou in ag geneem. Maar dis nie sommer enige wat dit kan gedoen nie. Jy moet nou 'n goeie rekord hê, skoon rekord hê, so aan jy weet. Alhoewel die trust die eiendom koop, teken jy nog steeds surety vir die trust. So daai klas goed is as ons dit eers met 'n ou gepraat het gebaseer op sy huidige situasie, dan verstaan hy dit net soveel makliker en dan is hulle vuur en vlam. Ja, jy het net verwys na mindset, jy weet, of jy moet ergens op 'n plek wees in jou kop. Wat is daai groot verskil tussen 'n ou wat nou suksesvol is finansiëel en 'n ander ou wat nou nie het nie, wat nou betref van sy van wat in sy kop aangaan? Ek dink dit hang ook baie af van die mense waarmee jy jouself omring. As jy met mense werk of met mense assosieer of kuier of wat ook al wat dieselfde dink as jy, dan maak dit 'n groot verskil. Nou dit is een ding van die klub nou. Ons kry al hierdie mense met die verskillende denkwyses bymekaar in die klub. Een ou is daar vir eiendom, ander ou is daar vir trust, maar uiteindelik kry hulle saam en hulle praat met mekaar. Dit is nou al gesien op die netwerkgeleenthede wat ons so reël vir ons klub se mense. Baie sukses kom uit daai voorbeeld uit. Dan change die mindset. Kurt Coetzee is die stigter van Wealth Masters Club. Dankie dat jy weer by ons raak gemaak het.